Goeiemôre, liewe familie. Dit is werklik 'n voorreg om vanmôre saam met julle hier te kan wees om op hierdie besondere Sondag by mekaar te kan wees. Om saam na die Here te kom soek en te kom luister. Dit is lekker vir my om saam met julle hier te kan wees vanmôre. As 'n mens gaan kyk in die kalender, ek weet nou nie presies hoe om dit te verduidelik nie, maar vandag is die biddag vir gesinne in die kerkjaar. Biddag vir gesinne, en ons weet, soos ons vanmôre hier sit, nie alle gesinne lyk dieselfde nie, nie alle gesinne funksioneer dieselfde nie, maar vandag is 'n dag waar ons werklik waar ons gesinne in die Here opdra. Want die Here voeg ons bymekaar. Op 'n manier kom ons as gesinne bymekaar en vorm ons 'n lewe saam, bou ons 'n lewe saam, droom ons oor 'n toekoms. En pak ons hierdie reis aan as 'n eenheid, wil ek amper sê. Wanneer ons dink oor gesinne, weet ons daar is baie uitdagings, daar is baie opdraandes, maar daar's net so baie lekkertes, net so baie vreugde, so baie goed wat gebeur wat dit alles eintlik die moeite werd maak. En ek dink dis daar waar ons vanmôre hierdie diens begin. Is met die wete dat binne in ons gesinne, binne in ons groter families, wil ek self sê, binne in ons geloofsfamilie, sit die Here ons bymekaar. Voeg hy ons aan mekaar en loop hy ons ook vooruit, om seker te maak dat ons saam met hom op reis bly. En gemeente, ek groet julle vanmôre in die heilige naam van die Here wat ons aan mekaar voeg. Wat ons gesinne, ons geliefdes beskerm en bewaar. Wat saam met ons op hierdie reis is, wat ons die lewe noem. En wat elkeen van ons, ongeag hoe ons gesinstruktuur lyk, innooi en vashou. Mag elkeen van julle vanmôre welkom wees aan die voete van hierdie Here. Amen. Ons het vanmôre die voorreg om 2 momente hier in hierdie oomblik te kan hê van leiers, gemeenteleiers. Nou ek wil vir ons net 'n gedeelte van die formulier voorhou, en dan is daar 2 goed wat gaan gebeur. Een is ons gaan vir 3 baie groot geeste hier in ons geleedere wat baie jare se diens, baie energie, baie tyd aan die gemeente afgestaan het, op 'n manier bedank en ietsie vir hulle oorhandig, en dan het ons die geleentheid net daarna om ook nog 3 kerkraadslede te bevestig vanmôre. Nou in die formulier wat ons hier in die handleiding vir die erediens het, is die formulier vir die indiensstelling van gemeenteleiers. God het van die begin af mense op verskillende maniere by sy werk betrek en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels bevestig dit: soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Die dienswerk in God se koninkryk bereik 'n hoogtepunt in die persoon en die werk van Jesus Christus, van wie ons bely dat hy ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning is. Die Here het ook elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens in sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Oom Tos, oom Pieter en oom Dawie, ek wil julle na vorentoe nooi asseblief. Nee, wat, daar is nog so 'n bietjie rugbygees oor hierso, sien ek.
trappe is niemand se baas nie. Familie, ons het vanmôre die voorreg om hierdie 3 jong manne hier langs my te hê, wat ek weet nie presies hoeveel jare julle gesamentlik op die kerkraad gedien het nie, maar dit is meer as wat ek oud is, dit weet ek verseker. En dit is 'n wonderlike voorreg om vanmôre op 'n manier net vir julle ietsie kleins te oorhandig en dankie te sê vir die passie, die toewyding en die gees waarmee julle hierdie gemeente en ook ek dink vorige gemeentes dalk gedien het en deel was van die strukture. So ons sê vir julle dankie vanmôre. En ons sê vir julle gaan nou vry. Julle dienste by die kerkraad is nou verby eers, maar dit is 'n voorreg om julle nog as deel van ons te mag hê. Om Johan gaan net vir elkeen van julle ietsie kleins kom oorhandig. As dit reg is, gaan ek julle net hier hou vir 'n oomblik. Kan ek julle gou vir 'n oomblik nog by my laat staan? Dan kan ek asseblief ons 3 kerkraadslede net vorentoe kry, Christo Jonk, Tannie Anita Klerk en Jan Leroux. Ja, ons het 'n spesiale plekkie op die wit olifantafel nou vir julle voorberei. Julle het gehoor wat ek al reeds voorgehou het uit die formulier uit. Maar deur jou verkiesing as leier gee God aan jou die geleentheid om jou liefde vir hom konkreet uit te leef. En in die proses sal jy self verder geestelik groei en ervaar dat God jou talente versterk. Ons as gemeente beloof aan jou ons respek en samewerking en onderneem om jou in die gebed aan die Here op te dra en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in jou lewe waarmaak. Antwoord opreg die volgende vraag sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkomme leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om hierdie dienswerk soos dit aan jou voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul? En beloof jy om tot eer van God te lewe en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om toe te sien dat jy op die regte pad bly? Wat is julle antwoord hierop? Om Johan as voorsitter van die kerkraad om net vir julle elkeen baie geluk wens en sterkte dalk toewens vir julle diens wat begin amptelik. Mag dit 'n seën wees. As julle net vir my ook na die gemeente toe kan draai. Gemeente waar ons vanmôre, ons sê nie totsiens aan die een kant en hallo aan die ander kant nie. Dis nie wat hierso gebeur nie. Ons sê dankie en ons sê welkom. En dis 'n groot voorreg om te weet dat die werk van die Here gaan nog steeds aan en sal altyd aangaan. En ons bid die Here se seën op julle almal toe. So gemeente, kom ons, daar waar ons sit, sluit die oë en kom ons bid net saam vir hierdie groep. Heilige Here, wanneer ons vanmôre hier vergader is, waar U ons bymekaar gebring het, Here, kom loof en ons prys ons U in die eerste plek vir die wonderlike genade wat U oor ons uitstort. Die liefde wat U vir ons gee, die lig wat U vir ons skyn. Vader, vanmôre kom sê ons dankie vir 'n leeftydse diens in die kerk. Here, en ons sê dankie vir hoeveel ure, dae, jare se passie, se uitleef van gawes. Here, en aan die ander kant sê ons vir U dankie dat daar nog mense is wat bereid is om U roepstem te aanvaar. Om te hoor as U roep en te sê, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my. Vader, mag U seën
die genade en die liefde op al twee van hierdie groepe rus. Dankie Here dat U ons roep en dat U ons in staat stel. Hou aan met ons beweeg. Amen. Ons gaan oor 'n oomblik gaan ons twee verse daar uit Efesiërs 4 uit saam lees. Vers 15 en vers 16. Maar net voor ons dit doen, kom ons raak net vir 'n oomblik stil en ons kom net ook in hierdie oomblik tot rus voor die Here. Hemelse Vader, waar ons nou na die woord toe gaan, na U woord toe gaan, praat met ons. Seën ons ore Here in ons harte dat ons kan hoor, kan beleef wat U vanmôre met ons wil deel. Dankie Here dat ons vrylik die woord kan oopslaan en kan weet dat U met ons praat. Bly by ons Here. Amen. Efesiërs 4, net so vinnige inleiding dat 'n mens verstaan wat die hele prentjie agter hierdie gedeelte is wat ons gaan lees. Efesiërs 4 gaan oor die eerste gedeelte gaan oor die eenheid van die kerk. Die eenheid van die gelowiges wat in daardie tyd plaasgevind het. Paulus wat skryf van hierdie gemeente in Efese oor die eenheid wat hulle as gelowiges behoort uit te straal of dan nou uit te leef. En dan lees ons gedeelte, nou dit vorm deel van 'n groter gedeelte wat al daar in vers 14 begin. So as jy wil kan jy dit dalk net weer gaan lees later, maar ek lees vir ons van vers 15 af. En hier is amper half afsluit of 'n antwoord op dit wat Paulus voor hierdie gesê het. Nou dan lees ons daar: maar dat ons eerder terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Dus ek sê Efesiërs 4 vers 15 en 16 is al vir hierdie einde van hierdie gedeelte oor die eenheid van die kerk. En ons gaan vanmôre uit hierdie teks uit gesels rondom die tema jy is onmisbaar. Nou stel jouself voor, jy kry 'n pakkie in die pos wat jy bestel het. Jy het lank vir hierdie ding gewag, het gesukkel om te kom en in hierdie pakkie is daar 'n legkaart. Kom ons sê 1500 stukkie legkaart. Ek weet nie hoe groot legkaarte word nie. Maar ek het al gesien van 2000 en op. Ek weet nie, daar is seker groter is ook nog. Maar jy kry hierdie legkaart wat jy verskriklik opgewonde oor is. Pragtigste kleure wat jy moet saamvoeg om uiteindelik hierdie prentjie te vorm. En jy maak alles daar op die eetkamertafel skoon en jy begin daar, net daar en dan, begin jy die legkaart bou. Nou, uit ervaring uit weet ons, die mens begin op die hoeke en dan vat jy die kante en dan begin jy mos nou binne toe bou. En ure gaan verby. Jy sit die hele dag en bou hierdie legkaart. En nadat jy alles gedoen het en al die stukkies gebruik het, kom jy agter daar kort 'n stukkie. Een enkele stukkie is nie daar nie. Uit die 1000 of 1500 stukkies wat daar moet wees, is daar nou net een nie by nie. Ek kan dink dat dit ongelooflik frustrerend moet wees. En dit voel amper asof hierdie hele prentjie sy betekenis verloor het. Want hoekom sal jy nou aangaan? Dis amper half pak die ding terug in die boks en vergeet van hom. Nou ons gaan vandag bietjie saam dink oor hoe God sy kerk bou. En wat dit beteken om deel van daai prentjie te wees. Nou die beeld waarmee ons gaan werk vanmôre is die beeld wat ons in die Bybel kry wat ons by Paulus nou gelees het, is nie die beeld van 'n legkaart nie, maar die van 'n liggaam, 'n lewende liggaam wat aan mekaar is. Nou Paulus begin in vers 15 met: maar terwyl ons in liefde by die waarheid bly, sal ons in alle opsigte groei na Christus toe wat die hoof is. As ons begin hier, familie, begin ons by Paulus se oproep tot groei.
En dit is nie 'n individuele, afgesonderde geestelike groei waarvan hy hier praat nie. Hy praat van 'n gemeenskaplike groei. Hy praat van 'n liggaam wat al die ledemate of al die dele saam groei, nie apart nie, maar eerder as een na 'n spesifieke doel toe groei. En ek dink Paulus begin hier met 'n ongelooflike belangrike punt op hoe ons baie keer ons geloofsreis beleef. Want ons is baie maklik om te sê, dit gaan oor my en God. Net oor my en God. Maar Paulus kom en hy kom sê, groei vind plaas binne verhoudings. Wanneer gelowiges saam groei in liefde en in waarheid. Groei van die liggaam vind plaas wanneer gelowiges vir mekaar die ruimte skep om mekaar te ontmoet, daar waar hulle ook al op hulle geloofsreis is. In Spreuke 27 lees ons yster slyp yster en so slyp een mens die ander. En dit help ons met hierdie gedagte. Geestelike groei is nie 'n solo projek nie. God gebruik ander om aan jou te slyp, aan jou te karring, aan jou te werk. En hy gebruik jou om weer aan ander mense te werk en te slyp en te karring, om jou te vorm en hulle te vorm. In die Heidelbergse Katekismes, een van die belydenisskrifte van ons kerk, lees ons, Christus vergader, beskerm en onderhou sy kerk deur gees en woord. En mens moet oplet, hy praat nie hier van individue nie, hy praat van die gemeenskap. Hy vergader die gelowiges bymekaar. En as ons gaan kyk deur die Bybel, dan bestaan daar nie 'n ding soos 'n alleen Christen nie. Daar bestaan nie hierdie individuele geloof in die Bybel nie. In die tweede plek wys Paulus, nadat hy hierdie oproep tot groei gedoen het, wys hy vir ons wat die bron is van hierdie groei. En hy wys dit vir ons baie duidelik, sê dit is Christus. Hy wat Christus is die hoof van die liggaam. Alles begin by hom. Hy gee die lewe, hy gee die rigting, hy gee die energie vir hierdie liggaam om te groei. Maar dan moet ons mooi raak sien dat Christus, of dat Paulus hierso sê, Christus kies om deur sy liggaam te werk in hierdie wêreld. Met ander woorde, familie, jy is deel van Christus se werk op aarde. God werk deur mense, deur gewone mense wat in verhouding en gemeenskap met Christus en met mekaar leef. Nou Paulus kom in 1 Korintiërs 12 en hy gebruik 'n soortgelyke beeld wanneer hy daar in die gemeente van Korinte skryf. Hy sê, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, en die kop kan nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Niemand in die liggaam van Christus is oorbodig nie. Dit geld vir almal van ons, vir kinders, tieners, bejaardes, nuwe lidmate, stil lidmate, siek lidmate, almal het 'n plek. Die groot gereformeerde teoloog Herman Bavinck skryf in sy gereformeerde dogmatiek wat hy geskryf het, in die kerk van Christus is daar geen onaktiewe lede nie. Iedereen het 'n taak, selfs die geringste het 'n plek in die orde van God se genade. Die laaste deel van ons teksgedeelte, vers 16, wat ons lees, kan ek gou dit daar op die bord gooi asseblief? Vers 16 wat sê, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Paulus tref in hierdie vers half die kern van hierdie boodskap raak. Die liggaam van Christus bou op in liefde, maar slegs as elke deel sy of haar funksie vervul. Romeine 12 het ons min of meer dieselfde gedagte weer wanneer Paulus aan die gemeente in Rome skryf en sê hy, ons het baie lede in een liggaam, ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen gegee het. Familie, nie almal doen dieselfde nie, maar almal doen iets. Ons het in die Nuwe Testament 3 verskillende lyste wat Paulus vir ons gee van gawes
waarmee ons betrokke is of wat ons in die geloof het. Ons het verskillende talente, verskillende persoonlikhede, verskillende mense hierso in ons gemeente, almal met 'n bepaalde manier van doen. Van ons het die gawe van gasvryheid gekry. Van ons het die gawe van gebed gekry. Jonger mense, die kinders kan ons weer, die ouer mense weer leer hoe om tegnologie te gebruik en hoe om so ons lewens te vervul. Ouer mense kan weer wysheid met jong mense deel. Lewenswysheid. Mense wat dalk siek is en deur swaar tye gaan, leer ons iets van geloof te midde van swaar kry. Johannes Calvin, die groot kerkvader, skryf in sy kommentaar op Efesiërs: God wil hê dat sy genade onder ons versprei sal wees soos lewende boustene, sodat niemand sy gawes net vir homself sal hou nie. Familie, wat sê die Here vandag vir ons? Wat sê die Here vanmôre vir ons? Hy sê nie net kom kerk toe nie. Hy sê kom wees kerk. Hy sê nie net kom sit stil en luister nie. Hy sê kom staan op, dien, groei, gee, bid, bemoedig volgens die gawe wat hy aan jou gegee het. Selfs al dink jy ek is te oud om iets te doen. Ons lees in 2 Timoteus 1 van die ouma Louise of Louis, hoe hy ook al dit wil uitspreek, van alles wat sy vermag het. Selfs al dink jy ek is te jonk om iets te doen. As jy deur die Bybel gaan, sien ons hoe God kort iemand wat jonk is geroep het, Maria, Samuel, Timoteus. Al dink jy ek is te stil, ek het nie iets om by te dra nie. Gaan kyk in die Bybel, Maria Magdalena, Josef van Arimatea, wat in hulle stilte geweldige groot dinge gedoen het en reg gekry het. Familie, jy is nie maar net 'n nommer op 'n lidmaatlys nie. Jy is 'n lid van Christus se liggaam en jy is onmisbaar. Toe julle vanmôre ingekom het en ek hoop almal het gekry, het julle elkeen 'n legkaart stukkie gekry. So klein stukkie gekry. Nou, daar was baie vrae gevra en baie vreemde kyke by die deure gewees toe ons die stukkies uitgee. En wat ons nou gaan doen is almal gaan 'n beurt kry om jou legkaart stukkie hier op die grond te kom sit van waar jy dink hy in die prentjie inpas. Ons het nog so 'n bietjie tyd. Dis net 'n 1000 stukkie puzzle. Ek dink ons kan dit maak. Nee, ek spot. Almal het vanmôre 'n legkaart stukkie ontvang wat jy saam met jou moet huis toe vat. Gaan bære hom in jou Bybel of waar ook al jy hom wil hou. En weet dat as ons die prentjie nou probeer bou hier by die kerk met die stukkies wat oorgebly het, die prentjie nie volledig sal wees tot jou stukkie nie bygekom het nie. Vat daai stukkie puzzle saam met jou. Kyk daarna en onthou. Sonder jou is die prentjie nie volledig nie. Sonder jou is iets belangriks weg. Mag jy, familie, elkeen van julle, weet dat julle is 'n kardinale belangrike deel van God se liggaam. Van die liggaam van Christus wat hy roep hier op aarde. En mag jy met trots jou stukkie ronddra en weet dat jy 'n plek het. Want jy is onmisbaar. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, Here, wanneer ons vandag met die legkaartstukkies huis toe gaan, Here, en dalk weer later daarna kyk, op sy eie lyk dit dalk nie of hy iets beteken nie. Maar Here, hy vorm deel van 'n groter prentjie. En mag ons daaraan vashou.
Here, mag ons weet dat elkeen van ons deel vorm van die groter prentjie en dat U ons elkeen op 'n spesifieke en unieke manier roep om betrokke te wees, deel te wees van U liggaam. Here, mag U ons seën wanneer ons hier uitgaan. En mag ons die stukkie wat ons het, die stukkie wat ons gekry het, ten volle gaan gebruik vir U koninkryk. Here, seën ons wanneer ons ook nou na die nagmaaltafel toe gaan. Mag ons daar waar ons gaan aansit, U genade beleef. Here, mag U in elke oomblik saam met ons wees van hier af. Dankie Vader, dat ons die tekens het om ons te herinner aan dit wat U vir ons gedoen het. Dat ons vandag hier kan wegstap met die wete dat U ons geroep het. Bly by ons, Here. Amen. Ons het die voorreg, familie vanmôre, om aan die tafel te kom aansit, aan die tafel van die Here te kom aansit en op 'n bepaalde manier, 'n spesifieke manier, ons gemeenskap met Hom weer te bevestig en te vier. Nou voordat ons die nagmaal gebruik, moet ons en sal ons altyd eers vir mekaar moet vertel wat die Bybel vir ons leer oor die nagmaal. Die Bybel leer vir ons dat God ons baie liefhet. En ons weet dit omdat hy sy seun Jesus vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. En ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook vir ons dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Nou hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. En wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. En daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. En ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Ek gaan vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis voorhou. Hoor dit weer vir 'n slag as iets wat ons bely. Dit is wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Familie, wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en glo ons dat deur sy liggaam wat gebreek is, ons sondes weggevat is.
Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed gevloei het en glo ons dat ons daardeur skoon gewas is. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos wat ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Voordat ons, julle kan maar eers weer vir 'n oomblik sit. Voor ons gaan afsluit met die seën en met ons Amen lied, wil ek graag weer van die kinders vorentoe nooi, of eintlik al die kinders, want julle gaan nou vir die gemeente nog 'n liedjie leer. So kan ek julle gou vorentoe kry asseblief. Kom nader, kom nader, kom nader. Wat is hierdie? Dink julle ons kan gou die prentjie bou? Waar moet 'n mens begin? By die hoeke. Kom ons kry gou die hoeke. Waar is al die hoeke? Daar is 'n hoek. Dit was 4 hoeke. Hoeveel hoeke het 'n puzzle? 4. Net 4. Moet ek dit bou? Daar so is 1. Die een lyk vir my kom hier. Daai ene daar. Waar is die ander hoek? Korte hoek. As hy OK, nou moet julle my help. Wat is daai? Lyk soos 'n voet van 'n ding. Dis hy. Nou moet julle help bou, kerels. Waartoe gaan die goed? Kom hier so in en kom help julle. Kom help bou, kom help bou. Hy het so effens 'n moeilike prentjie. Hey, al die huisies lyk dieselfde. Ek weet nie of julle kan sien. Daar waar julle sit, so effens lank gevat het. Wat ons hier doen nou, hoekom doen ons hierdie? Kan ek gou vir julle vra? Weet julle hoekom? Hoekom? Weet julle nie hoekom ons nou 'n puzzle bou nie? Het julle nie geluister in die kerkie? Gesinsdiens in die sin van, ons bou hierdie en ons gaan hierdie ding hier in die kerk iets meer doen, want hy sê vir ons hoe ons almal in dieselfde prentjie pas. Hoe ons deel vorm van een groot prentjie, né? Nee, amper daar. Ek het dit op vir 'n oomblik oorweeg om een stukkie vir myself te hou. Gaan nie dit aan julle doen nie. Daai prentjie, so eenvoudig soos dit is, sê vir ons, nou moet julle gou vir my kyk, dat ons is almal deel van een groter prentjie. Staan nie so by my. Nie wegloop nie. Kyk na daai kant toe, kyk na daai kant toe. Wat 'n voorreg familie om al hierdie elemente te kan hê en dit te kan deel en saam op hierdie reis te kan wees met die gedruis en die geraas en die stilte en die alles. Is sommer net 'n groot voorreg om saam met julle te kan wees. Ek nooi julle uit om te staan, dan gaan ons die seën van die Here ontvang en dan gaan ons van daar af die Amen lied sing. Nou wanneer ek wil gou vir julle vra, as ons die seën uitspreek hier aan die einde van die diens, nê, wat doen ons? Weet julle wat dit beteken? Hoekom ons dit doen? Ons doen dit want dit is 'n belofte. Julle weet wat die woord belofte beteken? Dis 'n belofte wat Jesus aan ons maak. Hy sê hy sal
saam met ons wees. Maak nie saak waar ons gaan nie. So gemeente, ontvang die seën van die Here. Mag die genade, die vrede, die liefde en die lig van die Here met jou wees. Mag jy altyd weet dat jy 'n plek het in sy legkaart en dat sonder jou is daar gaping. Die Here sal met julle wees en hy sal julle seën. Amen.